Reg. Goeienaand julle, baie welkom vanaand. Bietjie alfabet lank. Het julle al mekaar gegroet, want ek hoor julle sit in gesels, maar maak seker, sit julle reg, is op die regte plekke, gaan julle lekker saam sing. Is dit reg, ouens? Sê net hallo vir mekaar, of voel ek beter? Daar sê, dankie. Ons saai ook uit vanaand, so dis live. Julle ook wat inkyk vanaand, baie welkom, mag die Here ook vir julle seën, soos wat hy vir ons vanaand gaan seën. So kom ons sit so, dan begin ons net in die Here se naam. Maak net toe julle oë raak rustig. Here God, ons is saam in u teenwoordigheid en ons is saam in u naam. En daarom bid ons dat ons saam wees vanaand tot die eer sal wees, Here, dat u ook uit die woord uit en deur my met ons elkeen sal praat, want u het vanaand vir ons 'n boodskap. Help ons om te verstaan, Here, help ons om dit te vat en te gaan leef in die teken van u genade. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Right, so kom ons staan, dan gaan ons saam die Here loof. I am yours.
Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen, 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 Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders, mag jou guns rus in jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders, mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders, mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders, mag sy vrede jou vooruit gaan, agter jou staan en langs jou staan, dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou, in die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou.
soul. I'm living for your glory on the earth. This passion in my heart, this stirring in my soul, to see the nations bow, for all the world to know. I'm living for your glory on the earth. For the sake of the world, burn like a fire in me, light a flame in my soul, for every eye to see. For the sake of the world, burn like a fire in me. This passion in my heart, this stirring in my soul, to see the nations bow, for all the world to know. I'm living for your glory on the earth. For the sake of the world, burn like a fire in me, light a flame in my soul, for every eye to see. For the sake of the world, burn like a fire in me, burn like a fire in me. For every knee to bow down, for every heart to believe, for every voice to cry out, burn like a fire in me. For every tongue to confess, you alone are the King, you are the hope of the earth. Amen, 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 Here God, wil U vanaand ook die boodskap seën en wil U elkeen van ons bereik deur die woord, self met ons praat. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Yes, reg. Okay, julle. Tema vanaand is die teken van die reënboog, die teken van die reënboog. So as julle my net kan oorsit voor asseblief. Daar's hy. Reënboog. Wie van julle weet wat is 'n reënboog? Net so vir interessantheid. Nou fisies, wat is 'n reënboog? Weet julle? 'n Reënboog, ja, julle weet dis 'n optiese illusie sê hulle. Weet julle wat? Met ander woorde 'n reënboog bestaan nie, nee, daar's nie regtig iets soos 'n reënboog nie. Dis iets wat jy sien, maar dis 'n optiese illusie. Wanneer gebeur dit? Wanneer die strale van die son nou inval op waterdruppeltjies of iets, nee, teen 'n grade van 40 grade, dan sien jy 'n reënboog, nee?
En as jy nou sou nader stap aan die reënboog, dan het jy al gesien, hy bly nie op een plek nie, dan skuif dit mos, nê? En iewers gaan jy hom nou nie meer sien nie. So dis 'n optiese illusie, 'n reënboog. Wie van julle weet wat is die kleure van die reënboog? Ja? Van bo af, rooi, oranje, geel, groen, blou, en dan sê hulle indigo, ek weet nie wat dit nie, is amper pers, en dan violet, dis pers, nê? Nou Newton het gesê, dis al die kleure wat ons kan sien. So, daarin is die skakerings van die reënboog, en nou het ek dis in Kaapstad afgeneem. Bo is nog 'n reënboog, maar as jy 2 reënboë sien, dan is die boonste een se kleure omgedraai. Snaaks genoeg nie, jy sal iets kan sien, sy rooi begin van onder af boontoe. Normaalweg sien jy van bo af rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo, violet. Dis 'n reënboog. En nou is die wonderlike ding, en dis waar ek met julle wil gesels, nie oor waar kom 'n reënboog vandaan nie, maar dat die Here op 'n stadium gesê het, hy vat 'n reënboog en hy gee dit as teken vir sy volk. En sy volk sit daar in Babylonië, nê, dis hierso 'n paar eeue voor Christus se geboorte. Die klomp Israeliete is weggevoer uit hulle land uit. Nou sit hulle in 'n vreemde land en hulle tempel is afgebreek en hulle het nou geen teken dat die Here nou so groot is, want die tempel was die teken dat die Here by hulle is. Die tempel is nou afgebreek, hulle is in 'n vreemde land, gee die Here 'n natuurteken, onder andere, nê. En hy sê, maar hierdie teken sal vir julle vertel van my genade. Nou, maar dit wil ek vir julle lees, so as julle Bybels gebring het, kan julle kyk, wat 'n verhaal is dit? Wat 'n verhaal gaan ek na toe? Weet julle, wat 'n verhaal is hierdie, wat agter hierdie reënboog lê? Weet julle? Ja? Storie van Noag. Ja, Noag en die groot boot of die ark. Maar goed, kom ek lees vir julle in hoofstuk 9 vanaf vers 12. Luister. Toe het God gesê, dit is die teken van die verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle, 'n verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld, ook vir ons. My reënboog het ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek wolke oor die aarde laat saampak en die reënboog verskyn in hulle, sal ek dink aan my verbond met julle en al die wilde diere volgens hulle soorte. Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle lewende wesens uitroei nie. Die reënboog sal in die wolke wees, en wanneer ek dit sien, sal ek dink aan die ewige verbond tussen my en al die lewende wesens op die aarde. God het vir Noag gesê, so. Dis die storie, en dis, dink ek, vandag nog waar. So as jy ooit weer 'n reënboog sien, dan dink jy bietjie terug en sê, hoorie maar, die Here het gesê, so seker soos wat ek hierdie teken sien, hierdie wêreld van ons gaan nooit weer met water vergaan nie. Kyk, daar gaan tsunamies sekerlik wees, en sal oorstromings wees en al die dinge, nee, maar hy gaan nooit weer die mense so uitwis nie. En daar's 'n goeie rede, ek gaan later terugkom. Goed, ek wil eintlik met julle bietjie gesels oor dit wat nou vooraf gaan. Dis nou die teken, dis waar die storie eindig. Die storie van Noag, in die ark. Maar dit is eintlik 'n eenvoudige storie, nee, julle ken dit mos. Jy weet mos wat dit nou daar gebeur, maar kom ons gee so 'n bietjie agtergrond. Ek hoop hy gaan nou wys. Daarso is wat ons noem die Mediterrane See of die Middellandse See, en daar's die Swart See. En hier om die Swart See, hier 4000, 5000 jaar voordat hier in ballingskap al daai goed gebeur. In daai tyd het daar klomp mense daar gebly, nê, so die groot bevolking het eintlik maar hier gebly. Hierso is nou waar die volk Israel gebly het later, maar goed, dis waar dit nou gebeur. Toe, gedurende die ystydperk was hierdie, dit sê die adreskunde vir ons, die ou geskiedenis sê, hierdie 2 see of mere, daai was eintlik maar, die Middellandse See was 'n soutmeer, en daai Swart See was ook 'n soutmeer gewees. Toe kom daar ys wat smelt in die spoelstreke. En die Middellandse soutmeer word oorspoel met seewater uit die Atlantiese Oseaan, en daai water spoel oor die Bosporus, dis so 'n stukkie vasteland en 'n stroom in die Swart See in. So daar was 'n groot vloed gewees, en dis wat gebeur het, ys het gesmelt, en toe kom maar water,
En dis toe nou wat gebeur. En hier rondom die Swartsee, onthou julle, daar waar ek gesê het, waar baie mense gebly het, styg die water volgens berekening in 1 week se tyd ongeveer 50 meter. Nou, hoe hoog is hierdie dak? As ek so skat 3, 6, 9. Hierdie dak is nie hoër as so 8 meter. Maak dit 9 meter, hè? Die water styg 50 meter as gevolg van die ys wat smelt daar in die Swartsee. En as die water nou so styg, dan gaan die water ook maar so. En baie van die ouens wat daar gebly het, mense wat daar op die oewers gebly het, daar stede, dis onder water, dis 'n groot vloed, en omdat dit die bewoonde tyd was, die plek waar hulle gesê het waar die wêreld is, het hulle gesê dis 'n wêreldvloed, né? So dis wat gebeur nou. Hier's 'n klomp interessante geskiedenis wat hier geskryf word. Ek wil net gou vir julle sê dat in hierdie onderste dele, omdat die soutwater van die see af kom, in die Swartsee eintlik vars water is, het die soutwater bo gaan lê en word daai water onder soos iets wat jy inlê in water, né? So daar's van die bote en daar's van die stede wat hulle agterna daar gekry het, daar's blykbaar tot vrugte en goed wat ingelê is wat hulle so kon uithaal en gebruik. Want dis toe nou nog ingelê, né? So daar's bewyse en tekens van hierdie vloed en dit wat daar gebeur het. Daar's sommer net so 'n foto wat geneem is, dorpe en geboue onder die water op die vloer van die Swartsee, die Middellandse See. En hierdie sê maar net hoe die ouens daar van die Swartsee af toe gevlug het. Hulle gaan oral die wêreld in, ook 'n klomp hiernatoe. Nou dis wat 5000, 6000 jaar terug gebeur het. Goed. Daar is meer as 260 stories oor hierdie groot vloed. Want hoe daai antieke mense gedink? Kyk, hulle vlug uit hulle lande weg en daar was water en dis oorstroom. En elkeen van hulle, al hierdie volke, het gode gehad wat hulle aanbid het. En as dit met die land gebeur, dan gaan die meeste en die groot volke, die gaan dink en sê maar, iewers het ons die gode kwaad gemaak. En nou straf hulle ons. En dis hierdie geweldige vloed en water en dis hoekom so 'n klomp mense uitgewis is. So, ons kry verskillende verhale van hierdie vloed. Wat eintlik sê, daar was so 'n vloed. Daar het so iets gebeur, né? Ook die Babyloniese storie. Ek gaan nou laat ons daai stukkie video kyk. Ook die Babyloniese storie. Onthou wat het ek vir julle gesê? Die volk is weggevat. Hulle sit in vreemde land in Babylonië. Hulle tempel is afgebreek. Hulle twyfel oor God, want hulle het gesê ons God is by ons. En die teken daarvan is hierdie tempel. Nou sit hulle daar in die vreemde, né? Hulle sit in Babylonië. En hier is ook so 'n verhaal, 'n Babyloniese storie, wat vertel van wat daar gebeur het. En hulle het ook 'n verhaal van wat daar gebeur het. Kom ek sê vinnig gou, hoe klink die Babyloniese verhaal? Die Babyloniese verhaal, een van die 260 sê, die gode daar in die hemel, hulle het vies geraak vir die ouens op die aarde, die mense nie, want die mense het hulle slaap versteur, kan jy nou dink. Dit is min of meer die storie, né? En die ouens het gesnork in die aand, sê hulle, en die ouens het gekattermaai, en hulle is nou moeg vir die mense op aarde. Toe besluit die gode in die hemel op 'n raadsvergadering, ons gaan een ou afstuur om al hierdie mense dood te maak, dan is ons totaal ontslaaf. En hulle besluit die god Marduk sal afgaan. Hy sal dit gaan doen. Maar daar is toe nou een godin wat so oogie het op 'n man op die aarde, en sy dink by haarself, nee, ek kan hom nie toelaat dat dit gebeur nie. Wat doen sy? Sy verskyn aan hierdie man, sy sê vir hom, bou 'n boot, né, met jou mense en vat so 'n paar en dan gaan julle. En dan word julle gered. Dis die Babyloniese storie. Nou daar's klomp ander stories. Daar's ook die storie van Israel wat hulle vertel. Maar voordat ons nou daar kom, kom ons kyk gou. Jy moet eintlik kom vertel, want Eduard het my nou vanmôre vorige keer toe sê, maar hoorie, daar's 'n fliek wat op 'n ander manier hierdie storie vertel. Dink ek maar, dis storie nommer 261. Ons kan hom net so wel byvoeg. Daar's hy. Testing. So, wie van julle het al die fliek Evan Almighty gekyk?
Okay, cool. So you know where I'm going with this. So basies, die fliek Even Almighty is hierdie moderne verhaal wat in New York afspeel, waar God aan 'n man verskyn wat vir die Amerikaanse Senaat wou hardloop om deel van die politieke stelsel te word. Maar hy sê vir hom, hy moet 'n ark bou en hy begin vir hom hout verskaf en hulle koop klomp leë erwe langs hulle nuwe huis en hulle moes wegtrek en hulle hele lewe omgooi om eintlik vir die Senate office te hardloop. Maar in hierdie hele proses het God nou vir hom gesê, hy moet die ark bou want daar kom 'n vloed en dis die droogste seisoen en als maar waarop dit nou neerkom is 'n klomp mense wat reeds in die politiek is en besigheidsmense het met land, hoe kan ek sê, land acts en geld, of land wat hulle baie goedkoop gekoop het, koek gesny, hulle het 'n dam gebou en met die damwal koek gesny en gejippo en als en toe op die dag wat die Here vir daai ou gesê het, hy moet op die vloed gaan kom, is die dag wat die damwal toe nou breek en die vloed nou gebeur, maar ons gaan so 'n stukkie van daai kyk en dan kan julle sien. So hier's nog 'n storie, moderne storie van die ark. I'm with you. Careful, everyone! In the ark! In the ark! Watch your step! Up the ramp, everybody! Come on! Good, good. Guys, help me with the door! Get the door! Get the door!
buddy. Okay, I got it. I love you. Thank you. All those in favor of the Public Land Act, please signify by saying aye. Good God. Okay. Snaakse storie nie, maar nou net nie gaan vertel hoor jy, dis soos dit gebeur het nie. Ek wil net illustreer, dankie Edward, dat daar verskillende stories was, nee, baie snaakse stories. Maar die volk Israel, van hulle sit daar in Babylonië in die ballingskap, nee. Hulle hoor hierdie stories, hulle hoor hierdie snaakse goed, nou vertel hulle sê wie, kom ek vertel julle ons storie, nee, van ons God. Dis die God wat hemel en die aarde en alles gemaak het. Daai God, ons God. Ja, hy het kwaad geraak vir die mense, want die mensdom het in sonde geleef. Julle kan gaan lees, ek wil nou nie daarop uitbrei nie, dis Genesis 6. Maar toe kom God, anders as hierdie ander verhale, nee, hy wil net mense uitroei nie. Hy wil tog iets van die skepping, iets van sy mense wil hy red. En dis soos hy dit gedoen het, die verhaal van die ark, en van Noag, en van alles wat daarmee saamgaan. En uiteindelik kom hulle en sê hulle, die Here is genadig, ons God bewys genade, ons God sal nie sy mense los, as daar chaos is, en as daar krisis kom nie, nee? Hy het dan Noag in sy gesin gered. Dis mense wat die Here geken het, wat die Here gedien het, daai mense kom red hy. En kan jy nou dink, wat beteken dit vir die ouens wat daar in ballingskap sit? Hulle het niks, hulle sit in 'n chaos situasie, weet julle? Hulle eie mense is daar in Jerusalem en die ander plekke, en hulle weet nie, hulle het nie kontak met hulle nie. Hulle weet, die tempel is afgebreek, daar's niks. Nou kom hierdie storie, en iemand vertel het, en hulle sit dit op skrif, want dit gee vir hulle moed. Ons God sal sy mense nie los nie. Ons God sal die mense wat hom nie dien nie, wel straf. Maar ons God is genadig, hoor julle? En daar is 'n teken, daar's 'n teken in die natuur wat almal sommer kan sien. En ek dink as dit gereën het, en die ouens sit daar in Babel, hulle sien hierdie teken, dan dink hulle, ons God sal ons nie los nie. Uit die chaos van alles wat om ons is, sal hy ons red, nee? Soos wat het gebeur het daar met 'n vloed. En ons weet die vloed, het lyk my regtig gebeur. Die res is die storie. Nou, ek wil afsluit, maar ek wil julle eers 'n opdrag gee, as julle nou in groepe gaan, want ons tyd hardloop nou 'n bietjie uit. Dan moet julle 'n bietjie gaan kyk na die stories, as julle nou tyd het, ek weet nie of julle gaan dit lees nie, maar eintlik is daar 2 stories, wat 2 skrywers geskryf het in daai verhaal. Nee? En julle sal opmerk, die een skrywer sê dit was 40 dae en 40 nagte. 'n Ander een sê hulle was 150 dae in daai boot. Dit verskil oor die diere. Een klomp sê so die diere gelyk, die ander sê nee, dis soveel diere, maar dis nou sommer iets wat julle bietjie oor moet gesels, en dit moet nou nie julle geloof gaan skud nie, dit moet eerder sê, wow, daar's 2 verhale, en die ouens het dit saamgevoeg op 'n meesterlike manier, maar die boodskap is, ons God is genadig. Daar was 'n teken wat hy vir ons gegee het. Nou, ek wil dit nog vir julle sê. Navorsing, wat bietjie gedoen is oor hoe die bote en die goed wat hulle gebruik het, hulle praat van 'n goofa of 'n coracle. 'n goofa. Nou, 'n goofa is soos wat julle daar sien, né? Dis so 'n ronde affære, so die prentjie van hierdie groot boot, weet ek nou nie. Was dit nou regtig so 'n boot? Ons het mos so 'n lang skip, nee, jy het mos nou gesien hoe kom hy ou daar af op die Withuis.
Daarso is 'n groter waarskynlikheid van hoe die ark dan sou kon gelyk het. Hier aan die linkerkant is nog vandag, waar hulle nog steeds daar in die Midde-Ooste met sulke goofas of coracles rondry. Maar dis nou sommer net so vir interessantheid, julle kan 'n bietjie daaroor gaan dink. Hier's waar ons op Paasfees afgaan. Die teken van die kruis. God het tekens gegee. Hy het 'n reënboog gegee om te sê, in die chaos van jou lewe is ek God, wat nog steeds genade betoon. So ons gaan Paasfees in, hier's 'n kruis as teken, 'n kruis wat sê, God is nog steeds die genadige God. God sal nie straf op so 'n manier soos wat dit was nie. God sal ons nie meer straf nie. God gaan die wêreld nie meer so straf nie. Want daar was 'n kruis en daar was 'n kind, sy kind, op die kruis. En God het al sy woede oor mense se sonde op daai kruis uitgehaal. En ek en jy kan leef met die teken van die kruis. Die teken wat vir ons sê, God is genadig. God sal my ouers, ons wat in hom glo, sal hy vashou. Al is daar dood in die huis, Dominee Willem het vanmôre daarby stil gestaan, al kom wat 'n krisis, ons God sal ons nie los nie. Want hy gee vir ons lewe wat aan die kant die dood aangaan. Lewe groter as 'n lewe in die ark. En as jy nog wonder oor tekens, dan moet jy sommer sê, hoorie my, ek is gedoop. Ek het 'n teken op my voorkop. Wat vertel van my sonde, nê, wat afgewas is aan die kruis. God gee tekens. Teken van die reënboog, teken van die kruis. Gaan leef met die tekens wat hy vir ons gee. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat u genadig is. Dankie Here dat u ook deur die verhaal van 'n vloed vir ons kom bemoedig en sê maar, daar's 'n teken van lewe, teken van 'n reënboog, daar's 'n teken van 'n kruis, wat vertel van nuwe lewe, hoe u met hierdie wêreld aangaan. Here, mag ons leef in die sekerheid van, ek sien 'n kruis, ek behoort aan u. Aan u kom toe die lof en die eer tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons gaan so afsluit met daai laaste lied, is daar nog tyd? Of is jy haastig om te verdeel? Gaan ons nog sing? Edward? Is reg? Goed, kom, dan sing ons saam.